Goeienaand en baie welkom by vanaand se aanddiens. Ons is so opgewonde om julle saam met ons hier te hê. Ja, ons is by die tweede week van Follow vanaand. Ons het regtig groot verwagtinge. Ons gaan nou in 'n tyd van worship ingaan. So staan op en geniet die worship saam met ons. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. There's nothing that I can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Just one word, you heal what's broken inside. Just one word, and you revive every dream. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see, my heart can't help but believe. Oh, there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing
tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all this striving see, this is my victory. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority that Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Here, dankie dat ons
vanaand net weer kan bewus raak van U teenwoordigheid in ons lewens, Here. Dankie wat ook al ons begeer, dankie dat dit wat ons wil hê, dit waarvan ons droom, enige iets wat ons nodig het, kan ons kry in die persoon van Christus. Ons hoef nie te probeer poog om dit te bewerkstellig nie. Here, ons kan nie werk daarvoor nie, ons kan nie gaan soek daarvoor nie, ons kry dit net in U. Dankie Jesus dat U ons redder is, dat U ons Here is en dat U ons oorwinning is. Ons plaas ons hoop en ons vertroue in U vanaand. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou as jy enige gebedsversoek of enige ander behoefte beleef op hierdie stadium, is jy welkom om met ons te gesels by fg@doxadeo.org. In hierdie seisoen wil ons celebrate dat ons gemeente is, dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is, wat nog steeds in mekaar verbind is, wat nog steeds familie is. En mag ons sien dat meer en meer mense deel raak van hierdie familie. Nog 'n manier van gemeente wees, is in die manier wat ons gee. Nou jy kan jou tiendes en jou offergawe bydra deur gebruik te maak van Zapper of EFT. Ons gaan aan met Follow en ons het die voorreg om te luister na Carol Ann vanaand in vanaand se boodskap. Maak seker dat jou hart en jou siel oop is vir dit wat die Here wil kom deponeer in jou lewe vanaand in die woord. Kom ons luister saam. Het jy al ooit gewonder hoekom party mense ten spyte van moeilike tye oorleef en soms selfs floreer, terwyl ander in daai selfde omstandighede lyk asof hulle platgeslaan word? Na die Tweede Wêreldoorlog het navorsings begin studies doen hieroor. En daar's verskeie studies en boeke geskryf, maar ek wil net een noem vanaand. Een wat gaan oor hoekom party mense so resilient kan wees. Frankl en Adler het gevind, there are 3 characteristics of people who are mentally healthy and resilient. Hierdie 3 eienskappe is, eerstens plek. Hy het sy unieke plek in die samelewing gevind, 'n plek waar hy tuis is en behoort. Tweedens, talente. Hy het sy unieke talente ontdek, hy ontwikkel dit en gebruik dit. En derdens, betekenis. Hierdie persoon het betekenis in sy daaglikse lewe gevind. Hy lewe 'n lewe van significance. Hy lewe 'n lewe van betekenis. Living for something bigger than himself. Nou vanaand kuier ons oor week 2 van ons reeks Follow, waar ons ontdek wat dit beteken om daagliks saam met Jesus te leef. En ons kyk na 6 lewegewende gewoontes wat ons anker in hierdie nuwe lewe wat Jesus vir ons gee. Vanaand kyk ons dan spesifiek na ons kerkfamilie. As ek Jesus volg, behoort ek aan die familie van God. Ek is deel van sy familie. En ek is oortuig, die kerk is juist die plek waar ek my unieke plek in die samelewing vind. Die plek waar ek tuis is en waar ek behoort. Tweedens is die kerk die plek waar ek my talente kan ontdek en ontwikkel en gebruik. En derdens is die kerk die plek waar ek 'n betekenisvolle lewe kan lei. Een wat ek living beyond myself, leaving a legacy, living for something bigger than myself. Die kerk is nie iemand se random idee of 'n poging om mense besig te hou en te vermaak nie, maar die kerk is Jesus se plan van die begin af gewees. Dis 'n plek waar ek myself kan ontdek, 'n plek waar ek kan behoort, huis en familie kan beleef en ook 'n plek waar ek nie net vir myself leef nie, maar ten bate van ander leef. Saam met Jesus kan ek my lewe gee vir die mense in my lewe. En saam met Jesus kan ek aan iets bou wat langer as my leeftyd gaan hou, 'n ewigheid gaan hou. Van die begin was Jesus se volgelinge
toegewy aan kerk gewees. En ons sien in die Handelinge kerk, nadat die Heilige Gees uitgestort is, het 3000 mense daai eerste dag tot bekering gekom. En hulle het dadelik deel geword van gemeente, deel geword van gemeenskap. Hulle was toegewy aan verhouding met ander gelowiges. Lees gerus saam met my in Handelinge 2. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to pray. Hulle was toegewy aan lering, aan gemeenskap en aan gebed. Wat is jou prentjie van die kerk? My eerste herinnering van kerk was 'n klein kerkie naby Durban waar ek groot geword het. Ek onthou duidelik hoe my ouers gedoop is in hierdie klein kerkie, saam een aand. Ek onthou die blinde oom wat so mooi kon klavier speel. Ek onthou dat ek in graad 1 'n incredible Bybelskool juffrou gehad, wat so 'n liefde vir die woord in my hart kom vestig het. Ek onthou dat ek die rol van Maria gespeel het, toe ek 7 jaar oud was. Ek onthou dat ek soms verveeld was in die preke, en daar was sulke teels teen die mure wat ek begin tel het, as daai preek net regtig te lank geword het. Ek onthou dat ek gesnik het soos ek lag, toe daar 'n reismuur een aand in 'n tannie se blouse invlieg, en sy met 'n groot geskree tydens die preek, 'n groot konsternasie veroorsaak het. Ek onthou dat ek deel geword het van die worship team, dat ek deel geword het en gesien het hoe belangrik selgroeplewe was in ons lewens as gesin. Ek het geleer om toegewy te wees aan die gemeente van Christus, en ek het geestelik gegroei, en ek was geanker in die woord van God. Dit was my eerste prentjie van kerk. Wat is jou prentjie? Wat is jou belewenis? Miskien het jy nie 'n positiewe belewenis van kerk, of 'n positiewe prentjie van kerk. En ek vertrou die Here dat jou prentjie sal kom skuif om te kan belyn met wat sy plan en sy prentjie van die kerk sal wees. Die kerk is nie 'n gebou nie, maar dit is 'n liggaam waaraan ek kan behoort. Die Bybel beskryf kerk op 'n paar verskillende maniere, en ons gaan net na 2 kyk vanaand. Eerstens beskryf die Bybel kerk as familie. In Efesiërs 2 lees ons, you are members of God's family. God is ons Vader en ons is sy kinders. Wanneer ons in Jesus glo, dan sê hy, ons het die reg om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12 sê, to all who believed him, Jesus, and accepted him, he gave the right to become children of God. Die kerk van Jesus Christus oor die aarde is soos een groot familie, met elke klein gemeente 'n huishouding van Christus, deel van hierdie groot familie. Maar ten spyte van verskillende voorkeure en style, het ons een God, een redder, een Jesus. Ons is een groot liggaam, een groot familie. Tweedens, soos 'n liggaam, het die gemeente verskillende dele. Romeine 12 stel dit so. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. Jesus is die hoof van hierdie liggaam, en ons is die liggaamsdele. Ons is almal waardevol en het 'n spesifieke doel, en die een is meer belangrik as 'n ander nie. Ons komplementeer mekaar se unieke rolle en vermoëns. En dit is so belangrik om te weet, jy is uniek. Jy is deel van hierdie liggaam. Die Bybel is duidelik dat elke gelowige deel word van hierdie liggaam van Christus. Deel moet wees van gemeente wees. Deel moet wees waar jy kan ondersteuning kan geniet en deel in mekaar se lewe en laste. En waar jy jou unieke bydrae kan kom uitleef. Ons het mekaar nodig. Ons het jou nodig. Daar's nie so iets soos 'n perfekte kerk nie. En Billy Graham het altyd gesê, as jy al 'n rukkie soek vir 'n perfekte kerk, wees gewaarsku. If you find the perfect church, please do not join it, because you will spoil it. Daar's nie perfekte kerk nie, maar daar is wel gesonde kerk, lewegewende kerk wees.
In die eerste plek is gesonde kerk 'n plek waar ek 'n liefde kan kweek vir die Here, hom beter kan leer ken, geestelik kan groei. Ek hoor hom, ek hoor die woord, ek praat met hom. Ons het gelees in Handelinge 2 hoe dat die gelowiges toegewy was aan die lering van die woord. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to pray. Jesus se laaste opdrag ook aan sy disippels is opgeskryf in Matteus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Paulus skryf ook so in Kolossense. So we tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. We want to present them to God, perfect in their relationship to Christ. That is why I work so hard and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. In gesonde kerk, gesonde gemeentelewe, groei ons in ons verhouding met die Here. Ons leer hom beter ken en ons word geestelik volwasse. Tweedens, in gesonde kerk is daar kwaliteit verhoudings. Elke mens het 'n plek nodig waar jy hoort, waar jy familie beleef, waar ons lewe met mekaar kan deel, ondersteuning vind en in accountability verhoudings kan staan. Dit vind ons in kerkfamilie. Selfs Jesus het nabye verhoudings gehad. Hy het die 3 gehad, Petrus, Jakobus en Johannes. Maar dan het hy die 12 disippels gehad wat hom gevolg het. En toe die groter groep van 72 wat saam met hom bediening en wat hy uitgestuur het om te gaan bedien. Daarom glo ons dat buiten ons Sondag by mekaar kom tye, ons nodig het om in kwaliteit verhoudings te staan. En kan ek jou uitdaag, wie is die 3 persone wat inspraak het in jou lewe, wat jou die beste ken? Wie is daai groter groep van 12, wat saam met jou die Here kan leer ken, saam met jou kan lewe deel, saam met jou kan groei tot volwassenheid? Ons sien dieselfde patrone in die boek van Handelinge. Gelowiges het by die tempel ontmoet en in huise. Handelinge 2 sê, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to pray. They worshipped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity. We should devote ourselves to fellowship. In 'n klein groep kan ons saam groei in die woord, beleef ons ondersteuning, kan ons vir mekaar bid. Ons help mekaar wanneer ons uitdagings beleef. In die verskillende lewensfases wat ek deurgemaak het, was klein groep die lewe so 'n belangrike deel daarvan. As student, as jong volwassene wat begin werk het, as jong getroudes, as 'n jong ma. En so in elke seisoen van my lewe het die klein groep waarvan ek deel was, 'n kardinale rol in my lewe as gelowige en as vrou gespeel. Klein groep is die plek vir community, vir lewe deel. Handelinge 2 praat ook oor nagmaal. En Jesus het in sy laaste aand saam met die disippels die nagmaal ingestel. Lukas 22 sê, and he took bread, gave thanks, broke it, gave it to them and said, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup after supper and said, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Die nagmaal is 'n manier om Jesus te onthou. Die nuwe lewe wat hy vir ons moontlik gemaak het. Ons vier Jesus met die nagmaal. En ons kan dit vier op 'n gereelde basis. Derdens is gesonde kerk 'n plek waar ek my roeping kan ontdek en uitleef. Ons kan so maklik berhep raak met ons eie behoeftes, ons eie wêreld. Maar die Here het ons gemaak met 'n inherente begeerte om te leef vir iets wat groter is as net ek self. Jy het so baie om te gee. Jy het soveel unieke talente en gawes wat hierdie gemeente nodig het. Wat die liggaam van Christus nodig het. Wat Jesus se kerk kan opbou en sy koninkryk kan vestig. Efesiërs 4 sê, therefore I
urge you to walk worthy of the calling you have received. Die woord calling of roeping is eintlik net eenvoudig God se uitnodiging vir jou om deel te word van sy plan hier op aarde. Het jy al jou roeping ontdek? Het jy al gereageer op hierdie uitnodiging om deel te wees van wat Jesus in en deur jou wil doen? Romeine 12 gee vir ons 'n prentjie van hierdie verskillende gawes wat ons het. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Weet jy wat is jou roeping, jou unieke bydrae? Is jy besig om dit meer en meer te ontdek en te ontwikkel en dit uit te leef in gemeentelewe, in jou omgewing? God roep ons eerstens vir ons gemeente, om deel te wees van die gemeente, die liggaam van Christus en dit op te bou. God roep ons ook vir ons families. Geloof begin by die huis. Maar God roep ons ook tot ons werksplek, daar waar ons meeste van ons daaglikse tyd spandeer. God roep ons ook tot ons gemeenskap, ons stad, daar waar ons leef, in elke plek waar ons beweeg. Ons bring geloof, hoop en liefde na elke plek waar ek beweeg en leef. Ons is a family on mission. Faith to reach the lost, love to heal the pain, and hope to restore what is broken. Matteus 28 vers 19 sê, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Dis in hierdie kerkfamilie waar ons deel uitmaak van God se plan hier op aarde. Ons is God se medewerkers. As kerk, ek en jy, kan ons saam met Christus werk. Ons is vennote in die plan van Jesus op hierdie aarde. Ons werk saam met hom en ons doen dit nie alleen nie. Hy is met ons. Ons doel en roeping as gelowiges is nie net om hemel toe te gaan nie, maar om 'n lewe van impak, 'n lewe van geloof, hoop en liefde te lei. En hy beloof ons is nie alleen nie. Hy is saam met jou. Hy lei jou. Hy begelei jou. Hy leer jou. Kerk is waar ek en jy ons plek kan vind. Ons huis kan vind, ons mense. Dis waar ek my talente en gawes kan ontdek en ontwikkel. Waar jy 'n lewe van legacy en betekenis kan leef. 'n Legacy wat nie net 'n leeftyd gaan hou nie, maar vir ewigheid. Jesus nooi jou uit om jou plek vol te staan in sy kerk, in sy familie. Wees deel en leef 'n lewe van significance. Kan ek vir ons bid? Here, dankie dat U ons geroep het en dat ons die reg het om kinders van God te wees. En daarom is ons deel van God se familie. Dankie dat U ons nie net roep nie, maar U bemagtig ons om ons bydra tot hierdie gemeente, hierdie familie van Christus te kan uitleef. Here, help ons om ons plek te vind, die plek waar ons tuis is, die plek waar ons behoort, die unieke plek wat ons het in U liggaam. Help ons ook om ons talente te ontdek, te ontwikkel en te kan gebruik in die diens van U plan hier op aarde. Here, en help ons om nie net vir onsself nie, maar saam met U, medewerkers van U te wees en deel te wees van U plan om U koninkryk te vestig en te bou. 'n Koninkryk wat vir ewig sal bestaan. Here, en sal U Heilige Gees ons net bemagtig en gewillig en bekwaam maak om U wil te kan doen.
sodat ons elke dag hoop, geloof en liefde in elke deel van ons lewens, ons families, ons werksplekke en ons stad te kan bring. Dankie Here dat U beloof, U is met ons elke dag tot aan die einde van tyd. Amen. 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, we are God's co-workers. En jy is ingesluit in sy familie, in die liggaam van Christus, en mag jy dit so beleef in die volgende seisoen. Nou, soos wat Carol Ann gesê het, jy hoef dit nie alleen te doen nie. Om Jesus te volg, het jy 'n klein groepering mense nodig wat saam met jou die pad stap. So elke Woensdag is ons hier in die auditorium as Young Adults en ons maak seker dat hierdie life-giving habits deel is van die gesprek wat ons voer met mekaar. Tydens Follow het ons dagstukke spesifiek op YouVersion en ons sosiale media platforms. So maak seker dat jy intentioneel is persoonlik oor wat in Follow gebeur. Dan is ons Life Center nog aktief aan die gang. Van hersteldinamika tot soulcare, dit is nog steeds besig om te gebeur weekliks. So as jy meer wil leer oor ons Life Center, die bediening, die berading wat daar gebeur, kan jy ons kontak by fg@doxadeo.org. Hê 'n amazing week en onthou, om Jesus te volg is nie net 'n oomblik nie, dit is life-giving habits wat jy in jou lewe inbou. Mag jy dit doen in hierdie week wat kom.